Herstelde huweliksgetuienis. Ek het 'n aanlyn verhouding gehad. Elke, hoe het jou herstelreis eintlik begin? Ek het 'n aanlyn verhouding gehad met 'n ou vriend, 20 jaar in my tweede huwelik in. My gekwelde man het al meer as 2 jaar alles in sy vermoë probeer om dinge te verander en die dinge wat my deur die jare seer gemaak het, reg te maak. Maar die duiwel was gelukkig om in beheer te wees, sodat ek geglo het dat ek 'n dubbele lewe kon hê. Wat ek nie geweet het nie, was dat my man die heining van dorings rondom my gebid het en seker genoeg, met tyd, het my minnaar gevlug. Maar dit was nie gou genoeg vir my man nie. Hy het sy stryd opgegee toe die ander man gevlug het en naweke weggebly. Ek het huweliksberading bygewoon en is meegedeel, dit kan nie alleen gedoen word nie. Daarom het ek aanlyn gesoek om uit te vind hoe een persoon 'n huwelik kan red, toe ek met 'n gebroke en verslae hart na God toe terugkeer. Op een of ander manier het ek Erin meer as 12 jaar gelede in een van die soektogte gevind. Elke, hoe het God jou situasie verander, terwyl jy hom van harte gesoek het? Hy het my al die bitterheid wat ek gehad het gewys. Hy het my hart meer gebreek met betrekking tot die egskeiding van my eerste man. Ek is tot totale berou gebring. Ek het na my eerste kind gegaan en om vergifnis gevra. Ek het gevra of sy voel dat ek na haar vader moet terugkeer, maar sy het my gevra om dit nie te doen nie, aangesien sy nie wou hê dat haar stiefbroer en suster hulle in dieselfde situasie moes bevind nie. En haar kinders het net my huidige man as pappa geken en sy wou hulle nie verwar nie. Daarom het ek my eerste man gebel en om vergifnis gevra. God het vir my engele na my werkplek toe gestuur, vroue wat sy krag geken het en bemoediging gehad het. Ek het begin sien dat ek alleen kon aangaan as dit sy plan was. Elke, watter beginsels uit God se woord of deur middel van ons hulpbronne het die Here jou geleer tydens hierdie beproewing? Hoe om op God te wag, om my foute te sien, soveel daarvan, om te bely, te wag en dan nog te wag, om God te loof vir elke omstandigheid, vir hom my trane te gee, nie om oor ons situasie met ander te praat nie, maar net met God. Elke, wat was die moeilikste tye waardeur God jou gehelp het? Die vrees om te misluk, die hartseer om te weet dat ek geen goeie getuienis vir my man gehad het om te vertrou nie, om snags sonder menslike geselskap te wees, of alleen tydens 'n sneeustorm te wees. Ons kinders was al groot. Om te probeer om pappa se afwesigheid te verduidelik toe hy weg was, sonder bitterheid, omdat ek die een was wat die skuld gehad het. Elke, wat was die keerpunt van jou herstel? My man wou weggaan, maar hy was sonder werk vir die winter, en omdat ons in my ouers se woonstelgebou gewoon het, kon hy nie vir my sê om weg te gaan nie. Sy plan was om te gaan sodra hy werk gehad het. Hy het ons finansies begin skei, verskillende banke vir sy werkloosheid en 'n ander vir my betaling. Terwyl ek gebid het, het God reën gebring, baie daarvan. Dag na dag het dit aangehou. Let wel, ek het nie gevra dat dit moes begin reën nie. Maar toe ek sien wat dit toelaat om te gebeur, het ek vir God begin bid om dit te gebruik om meer tyd te gee om te genees. My aardse man het depressief begin word en God het my die geleentheid gegee om in sy behoeftes te voorsien, terwyl ek dit duidelik gemaak het dat ek berouvol is. Elke, vertel ons hoe dit gebeur het. Het jou man net by die voordeur ingestap? Die weer het uiteindelik verbeter en hy was teruggeroep werk toe. Terloops
het ek gevra of hy dit sou oorweeg om te bly. Hy het gesê dat hy daaraan sal dink. Dit was 5 maande voor ons 24ste huweliksherdenking. Ek het 'n tweede werk aanvaar en aangebied om te help om enige rekeninge te betaal, om dit vir hom makliker te maak. Ek het gehou by die betalings wat hy aan my gegee het, om te wys dat ek vertrou kan word. Ek het ons finansies gedurende die jare van die aanlyn verhouding verwoes. Ons genesing was 'n kwessie van hom wat my stadig begin vertrou het. En ek het geweet dat dit die manier sou wees vanweë my ontrouheid. Elke, het jy vermoed of sou jy kon sê dat herstel naby sou wees? Gedurende hierdie tyd het ek enige aanduiding van positiwiteit vanaf my man as 'n godstop gesien. Hulle het al hoe meer toegeneem. Ek het God gedurig geprys. Daar het vrede in die dae begin kom en hy het net gebly. Ek het geweier dat die vrees vir mislukking my tuister aangesien ek God se beloftes geken het en die vergifnis waarin ek geleer het om te loop. Ek het die vyand bestraf as hy my mislukkings probeer opbring het. Elke, sal jy enig vir ons hulpbronne aanbeveel wat jou gehelp het? Hoe God jou huwelik kan en sal herstel, 'n wyse vrou en deur die woord van hul getuienis. Elke, het jy gunsteling Bybelverse wat jy wil oordra aan vroue wat jou getuienis lees? Beloftes wat hy jou gegee het, Elke? Vertrou op die Here en bly op sy weë. Hy sal jou weer laat opstaan om die land te besit, en jy sal die ondergang van die goddeloses aanskou. Psalm 37, vers 34. Hierdie vers was vir my baie belangrik, aangesien ons nog nooit ons eie huis gehad het nie. Nadat ons herstel is, het my man die huis begin soek waarin ons nou woon. Elke, sal jy belangstel om ander vroue aan te moedig? Ja, deur my skenkings. Elke, hoe dit ook al sy, watter soort aanmoediging wil jy ten slotte by vroue laat? God vergewe en genees diegene wat voor hom val en alles oorgee. As jou man nie 'n gelowige is nie, gee hom heeltemal aan God en wees gewillig om te wag. Moenie ophou om God te soek en op hom te vertrou nie.